Goeiedag liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons is besig met Filippense en ons is amper klaar daarmee. Hierdie week gesels ons daarvan 4 vers 2 af tot en met einde vers 9 wanneer dit gaan oor die Christelike lewenswandel. En ek hoop dit gaan vir jou 'n baie besonderse gedeelte wees ook, waar jy sommer baie goed gaan leer. Maar voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir hierdie dag. Dankie vir 'n mooi geleentheid wat ons het om weer saam te kan gesels, saam met medegelowiges rondom u woord. Ons kom bid dat u ook hierdie geleentheid sal seën en dat u ook met ons sal praat uit u woord uit. En dankie vir alles wat u vir ons doen. Dankie dat u so getrou is. Ons loof en prys u in die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Nou, oudergewoonte verskyn die teks op jou skerm, die 83 vertaling, so volg dit of volg ook in jou eie Bybel. En kom ons val weg. Ons het verlede week gesels oor 'n klomp goed wat veral daarvan van die ware geregtigheid, oor die dwaalleraars waarvoor ons moet oppas, die mense wat kwaadstig, die betekenlose besnydenis waarvan hulle praat, mense wat goed inbring, wat nie regtig nodig is nie. En Paulus wat gesê het, weet jy wat, ons het die ware besnydenis, ons het Christus, en dis waaroor dit gaan, en hy is nog van altyd af, sê hy, maar dit gaan oor Christus, wat hy ook in die verlede gesê het, waarby ons stil gestaan het, wat hy ook gesê het is, jy weet, ek maak my los van sekere goed, maar Christus, ek strewe daarna om Christus my alles te maak. Nou hierdie week, wanneer hy gesels oor die Christelike lewenswandel, dan is dit hierdie strewe wat hy het om Christus alles te maak, dat dit sal sigbaar word ook in sy lewe. En hy begin daar in vers 2 en hy sê, ek vermaan Judea en ek vermaan vir Sintiërs om eensgesind te wees in die Here, om saam te werk, saam te staan, want is ter wille van die gemeente. Nou, ons weet dat dit baie belangrik is om in 'n gemeente saam te werk, want dit stuur 'n boodskap uit daar na buitekant toe. Hy sê, ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens ook en my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan. So, hy sê almal moet saamwerk, saam staan, ter wille van die evangelie, en kom ons ondersteun mekaar, dit is wat hy wil sê, want vir Paulus is dit belangrik om hierdie klein gemeentetjie, dat hulle eensgesind sal wees, en saam sal staan, en saam sal werk, want as hulle eensgesind is, dan maak dit hulle getuienisaksie na buite, soveel meer. En dan kom hy, en hy sê, wees altyd bly in die Here. Nou kyk hoe sê hy dit, hy sê nie, wees altyd sommer net bly nie, want niemand kan altyd net bly wees in die lewe nie, want seker goed gebeur, en die lewe gebeur met die mens, maar hy kom sê dit spesifiek vir ons. Hy sê, jou blydskap is gewortel in Christus, in die Here. Hy sê, vanuit die Here uit, vanuit daardie verhouding uit, word blydskap gebore. So, bly wees bly in die Here. So, in die Here dat hy teenwoordig is, dat hy ons help, alles. Daardie goed kan bydraend wees tot blydskap. Maar as ons sommer net vir die wêreld blydskap, dan kan ons nie altyd blydskap hê nie. Hy sê, hy herhaal dit, hy sê, wees bly. Weereens 'n stuk getuienisaksie wat na buitekant toe gaan, wanneer hy sê, wees bly. Ek herhaal dit, wees bly, so wys vir die wêreld daar buite. Hy sê, wees inskikkelik teenoor alle mense, so daardie vriendelikheid, daardie sagtheid wat hy eintlik sê, hy sê, dit moet sigbaar wees in jou lewe, wanneer jy met ander mense werk. Hy sê, die Here is naby, né? Moet oor niks besorg wees nie. Gewone, soos die Engelse woord sê, worry. Moenie oor 'n klomp goed bekommerd wees nie. Moenie oor 'n klomp goed worry nie, né? Want dit gaan jou eintlik
nêrens bring nie, maar hy sê, ek het vir jou 'n oplossing, as daar goed is, wat jou bekommerd maak. Hy sê, doen dan die volgende, hy sê, maar, maak in alles, nie net sekere goed nie, hoor wat sê hy, in alles, in elke ding, julle begeertes, dit wat my behoefte is, deur gebed, en smeking, en met danksegging aan God bekend. So hy sê, praat met die Here daaroor, tree in gebed met die Here daaroor, maar hy sê, hoe doen ek dit? Met smeking, dit is 'n bepaalde gesindheid waarmee ek voor die Here kom, met danksegging, om vir hom dankie te sê ook, om nie net heeltyd te vra nie, maar ook dankie te sê, maar ook, dis ook 'n geloofsproses wat plaasvind om vir die Here te sê, dankie vir dit wat U reeds gaan doen in my lewe, ek vertrou U daarvoor, ek glo vir uitkoms, en hy sê, maak dit aan God bekend, praat met die Here daaroor, want hy wil tog hê dat jy jou lewe met hom deel, en as jy bekommernis het in jou lewe, hy sê, deel dit met my. Hy sê, wat gaan die gevolg daarvan wees, as ek in steede van op my eie probeer alles uitworstel, alles probeer doen, hy sê, as ek dan die Here kies, en ek stap saam met die Here, wat gaan die gevolg daarvan wees? Hy sê, vers 7, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, besonderse vrede, wat alle verstand te bowe gaan, so dis 'n vrede wat in jou gees inkom, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Kyk hoe mooi sê dit. Jy gaan 'n vrede in jou kry, oor jou hart, dit is jou emosies, en alles, maar ook jou gedagtes, jou denke, so jy gaan net 'n vrede kry. In jou totale menswees gaan jy 'n vrede kry in Christus, om te sê, ek het hierdie bekommernis gehad, ek het hierdie besorgdheid gehad, maar ek het dit nou vir die Here gegee. En dat die Here, omdat jy dit vir die Here gegee het, kom gee hy vir jou hierdie besorgdheid, kom gee hy vir jou hierdie vrede, wat alle verstand te bowe gaan, wat oor jou hart, oor jou emosies, en jou gedagtes, die wag hou in Christus Jesus. Baie goeie raad wat hy vir ons gee, en dit is wat ons net eenvoudig moet gaan doen, Hy sê verder, broers, gelowiges, alles, weer eens, kyk hoe sê hy, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, daai wat hy eintlik praat van regverdig is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, hy sê, daarop moet jy jou gedagtes rig. Hy sê vir jou dus, vul jou gedagtes, met die regte goed. Want dit wat ek dink, is wat ek op die eind gaan word. As ek sommer net enige goed in my gedagtes gaan toelaat, dan gaan dit reflekteer in my lewe. Dit gaan in my denke inspoel, want ek laat dit toe, maar dit gaan my emosies begin oorheers. Hy sê, sorg dat jy die regte goed, sorg dat jy die filters het, om die regte goed toe te laat in jou lewe. So, en dis goed wat alles wat waar is, alles wat edel is, reg is, rein is, mooi is, prysenswaardig is, wat 'n deeg of lofwaardige saak. So dis die regte goed wat ek moet toelaat in my lewe. So my vraag aan jou is, wat laat jy toe in jou lewe? Want dit wat jy gaan toelaat in jou lewe, gaan uitkom in jou gedrag op die ou einde. So hy sê, wees baie versigtig wat jy moet toelaat in jou lewe. Paulus skryf ook op 'n ander plek daar in 2 Korintiërs, skryf hy, neem elke gedagte gevange, en maak dit aan Christus gehoorsaam. Want anders te laat jy enigiets in jou lewe toe, en ons kan dit nie doen nie. Kan nie net my lewe laat vul deur enige gemors wat daar buite is nie. So ek moet regtig die filters in plek hê, moet dit aan Christus gehoorsaam maak. So hy sê, maar rig jou gedagtes op die regte goed, en jy sal die resultaat daarvan sien. En wat julle van my geleer het, vers 9, en ontvang het, en gehoor, en gesien het. So Paulus was 'n totale voorbeeld vir die gemeente gewees.
Dit moet julle doen, dit moet in praktyk na vore kom. Jy moet dit nie net by die een oor ingaan, by die ander oor uitgaan nie. Jy moet nie net sê ek glo, maar ek sien dit nie in praktyk nie. Jakobus sê ons vir ons, maar gaan leef daai geloof. Ek wil vanuit jou dade uitsien, moet dit vir my iets vertel van jou geloof. So, hy sê dis hier, en wat jy van my geleer het, dit wat jy ontvang het, dit wat jy gehoor het, en my sien doen het, gaan doen jy dit ook. En dan sê hy, en die God wat vrede gee, sal by julle wees, sal saam met jou wees. So, hy begin sy brief dus afsluit, en hy kom sê vir ons, goed, weet jy wat, jy moet nog steeds 'n getuienisaksie na buite toe uitvoer, in die manier hoe jy leef, en hy sê, gaan wees bly in die Here, want in die Here kom vind jy jou vreugde. Hy sê maar, goed, as daar besorgdheid is oor goed, as daar bekommernis is oor goed, hy sê, praat met die Here daaroor, praat met hom, bid, praat, smeek, danksegging, so sê vir hom dankie, maar maak net die goed aan hom bekend, en dan sal hy sê, in die bekendmaking daarvan, dan kom gee hy vir jou 'n vrede, wat oor jou hart en jou gedagtes die wag gaan hou. 'n Totale vrede waarmee jy kan leef. 'n Totale vrede, Christus vrede wat in jou is. En daarmee kan jy voortleef om te sê, maar God is in beheer. En dan sê hy, sorg terselfdertyd dat jy jou gedagtes rig op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat hier op die aarde is nie. So, kry vir jou 'n filter, maak seker jy het filters wat ingebou is. Neem gedagtes gevange, maak dit aan Christus gehoorsaam. So, vandag se kort gedeelte, maar eenvoudig, maar tog so belangrik vir my in jou lewe, dat ek en jy dit sal doen. Gaan kyk gerus na die Bybelstudie hierna, en mag jy daaruit ook 'n stuk toerusting vind vir jou lewenspad vorentoe. En kom ons gaan uit en kom ons gaan maak 'n verskil, kom ons gaan wys vir mense, hoe is dit om te lewe met Christus se vrede in jou? Hoe is dit om te lewe met die blydskap van Christus? En dan, hoe is dit om te lewe deurdat ek my denke vul met die regte goed? So, baie seën vir jou pad vorentoe. Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie vir alles wat U doen. Dankie dat daar blydskap in U is. Dankie dat U vir ons 'n vrede wil gee, wat oor ons harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Dankie dat dit 'n vrede is wat ver bo kan die wêreldse vrede is. Baie dankie dat ons vir U kan vra om ons ook te help met ons gedagtes. Dat ons gedagtes sal vul met die regte dinge. Dit wat U vir ons wil gee, alles wat mooi is en wat rein is, en wat 'n deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees. Here, help ons dat ons gedagtes daarop sal rig. Dat ons volmaak met U, en dit waarvoor U staan ook. Here, ons kom vra dat U in hierdie week verder met ons sal wees, en dat U ons sal lei op 'n pad, wat U wil hê ons moet gaan. Ons wil daar wees waar U is. Kom help ons daarin. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, my gebed is weer eens dat jy 'n fantastiese week sal hê, en dat jy die vrede van die Here sal ervaar, wat oor jou hart en jou gedagtes die wag hou, in Christus Jesus. En dat jy sal agterkom, dat jou denke gevul sal wees met die regte goed. Seën vir jou, en as die Here wil, gesels ons volgende keer weer.